Ons maak die Bybels oop by Matteus hoofstuk 24. Die reeks wat ons begin het vanuit hoofstuk 24 en 25, wat bekend staan as die profetiese rede, kom vandag tot 'n einde. Die vraag is altyd, waarom is sekere gedeeltes in die Bybel? Want dit sou nie in die Bybel gewees het as dit nie belangrik was nie. Die belang van hierdie gedeelte is die waarskuwing wat meer gegaan het oor die hede, en tweedens die waarskuwing oor die toekoms van die kerk van Christus. En die disippels van die Here Jesus wat in daardie dae geleef het, was die eerste hoorders hiervan en dan die verkondigers ook van hierdie besondere waarheid. Ons lees saam vandag in hoofstuk 24 vanaf vers 36. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die Mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander een word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie, maar weet dit. As die huisheer geweet het in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die Mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ek herhaal 2 verse, vers 36, maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen. En dan vers 42, waak dan, omdat julle nie weet watter uur die Here kom nie. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, onsekerheid is seker die saak wat almal van ons op verskeie stadiums in ons lewens tref. Onsekerheid in terme van ramptoestande is waarskynlik van die ergste toestande wat mense kan tref in die wêreld. Dink byvoorbeeld in die FSA, areas wat ons baie in die nuus sien, wanneer 'n orkaan, 'n tropiese storm naderkom. En die weerkaarte wys dit reeds, satellietfoto's wys dit reeds, en dit wys hoe groot hierdie stelsel is, en die somme word gemaak, en dan word gesê, dis hoe groot hierdie stelsel is, dis watter karakter hierdie stelsel het. En dan word daar gesê, almal wat dit hoor, weet dit. Hierdie is die roete wat hy waarskynlik sal neem. Dis hoe hy waarskynlik waar hy die land sal tref. En almal wat dit hoor, het 'n bepaalde reaksie. Ons weet daarom immers nou, wat is op pad. Ons het 'n idee wanneer, presiese datum, presiese tyd, presiese uur, is nog nie bekend nie. Hy moet eers nader kom, voordat ons weet, dis nou. Hoe tree diegene op wat regmaak vir hierdie storms? Party versterk hulle huise, maak vensters dig,
keer vir waterskade. En watter maatreël ook al getref moet word. En dan sê ons net baie keer, "Sjoe, ons is dan bly. Ons sien daardie tipe storms nie baie in ons land nie." Gelukkig moet hulle regmaak. Ons kan agteroor sit vandag. Dit sal ons nie tref nie. En wanneer dit kom by geloof, is dit nogal wat ons waarneem. As die storm nie by ons is nie, is die voorbereidings ook nie by ons nie. As die krisis nie naby is nie, is niemand gereed vir niks nie. Ons gaan aan met ons lewe. Dis iets wat ons waarneem by die mensdom, selfs by die Christendom. Ons ingesteldheid is bepalend in ons voorbereiding. Ons ingesteldheid is bepalend in ons reaksie. Ons ingesteldheid is bepalend in wat gaan gebeur. Wanneer dit kom by hierdie belangrike saak van onsekerheid oor die wederkoms, is die vraag: wat is ons ingesteldheid in die hede? Want dit is vir die kerk van Jesus Christus 'n snaakse saak. Snaaks nie in 'n graprig nie, maar snaaks in terme van vreemd. Want hoe lank al wag ons? Hoe lank gaan dit vat? As ons gereed maak vir iets, moet dit nou redelik vinnig gebeur. Vra 'n bietjie vir die kinders, hoe lank kan hulle wag? Vra 'n bietjie vir die kleintjies. Hoe lank kan hulle wag? Al die ouers sal vir my sê, wel, nie baie lank nie. En as ons kinders sê, maar julle moet leer om 'n bietjie langer te wag vir iets, dan verwag ons tog van ons kinders om te groei in hierdie vaardigheid om 'n bietjie selfbeheersing toe te pas. Om 'n bietjie langer te kan wag vir iets wat moet gebeur. En dis nie altyd maklik om te leer nie. Inteendeel, dit vat nogal baie lank om te leer. Maar ons sien die aandagspan van kinders is vir ons die voorbeeld. Hoe lank kan hulle vasbyt? Sjoe. Solank as wat ek hulle aandag op iets anders dalk hou, of ek moet snaakse dinge begin doen, sodat hulle nie te erg aangaan nie. En almal wat kinders het of kinders gehad het, kan hiermee saamgetuig. Dis nie so maklik nie. Wanneer die Here Jesus sy disippels vertel van die gebeure wat op pad is, en die engel by die hemelvaart sê, hy sal terugkom net soos hy van julle weggegaan het. Die gemeenskap in Thessalonika reageer op so ewige wyse, dat hulle nie kan wag op die koms van die Here Jesus nie, dat 'n vermaaning nodig sou wees, dat julle nie moet ophou werk omdat julle wag vir die Here Jesus se koms nie. Gaan aan met julle werk. Dan is twee sake duidelik. Eerstens, ons moet waaksaam wees. Ons moet waaksaam wees op die koms. Waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Vers 42. En die voorbeeld wat vir ons gegee word in die teks is die saak van Noag. Hoe lank het dit gevat vir Noag om die ark te bou? 1 jaar? 2 jaar? Baie meer as dit. Noag was etlike, talle jare besig met die bou van daardie ark. En as ek vir 'n dekade lank, of wag ek net vir 1 dekade lank vir Noag om klaar te bou aan sy ark, hoeveel aandag bly by die saak waaroor die ark gaan? Na 1 maand is ek al moeg vir Noag, wat besig is om die ark te bou. Ek gaan aan met my lewe, gaan doen wat ek lus het om te doen. Tog het die Here vir Noag gesê, Noag, daar kom baie water. En jy moet bou wat nodig is, en hier is die plan. 3 verdiepings, so groot soos 'n
rugbyveld, min of meer. Gaan hom nie kan mis as hy klaar is nie. En hy gaan verrys, en hy gaan sterk gemaak word, hy gaan dik gemaak word, want hy gaan vir 1 jaar lank op die waters bly. En mannetjie en wyfie sal daarin oorleef. En die mens sal ook daarin leef. Dis nie maar net 'n tydelike bouproses nie. So wanneer Noag hiermee besig is, en hy's dag vir dag daarmee besig, is hy besig met die werk wat hom opgedra is om te doen. En hy's waaksaam, want dis wat hy mee besig gehou moet word. Dan kry hy die tyding wanneer alles klaar gebou is en die ark diggemaak is, daar's 'n week. 7 dae is oor. En die grootste skouspel, kan ons dit maar noem, die grootste ramp wat aan gedink kan word, is 7 dae ver. Sou hy vir enigiemand daarvan vertel? Oor al die aantal jare wat hy hierdie ark gebou het, is vir hom gesê, Noag, jy weet, hier is nie so baie water nie. Wat sou hulle vir hom sê? Noag, is jy seker ons gaan hierdie saak nodig hê? Is jy besig met iets wat sin maak, Noag? Ons kan maar raai en gis, wat is alles vir Noag gevra? Om 'n ark op droë grond te bou. Maar iets wat wonderbaarlik gebeur het, wat Genesis vir ons beskrywe is, en die diere kom na Noag toe. Mannetjie en wyfie. Manlik en vroulik kom na Noag toe, kom die ark binne, en gaan waar hulle moet, sonder dat dit 'n gesukkel is. Ek lees nie van 'n gesukkel nie. En dan gaan Noag die ark binne, sy vrou, sy seuns met hulle vroue. Noag maak nie self die ark se deur toe nie. Gaan lees. Die Here self sluit die deur. Die Here sluit die deur. Daarom praat 2 Petrus 3 weer van die ark en die gebeure. Onsekerheid het geheers in al die jare wat die ark gebou was. Sal dit regtig gebeur? Dan heers dit nog in die laaste week, alhoewel die ark nou klaar gebou is. 7 dae is oor en die ark is gebou en hy staan nou hier 'n reusagtige boot. En dan is onsekerheid nog daar totdat iemand begin inklim. En onsekerheid is nog daar totdat Noag ingeklim het. En onsekerheid is nog daar want dit het nog niks, ons sien nog nie die water nie. Dis onseker. Wanneer gaan dit nou gebeur? En dan maak die Here die deur toe. En dit beteken niemand anders kan dit oopmaak nie. En dan kom die water van bo en die water van onder. En dan is dit verby. En dan kan niemand meer sê, maar ons het jou gesê dit gaan nie gebeur nie. Niemand kan vir jou met jou kla nie. En almal weet, dis nou verby. Want jy spartel nog tot jy dood is. Dan is dit verby. 'n jaar later is die ark weer op droë grond. En 'n dankbare gesin van Noag klim daaruit. Want dit het gebeur. 'n geloofshandeling volg daarna, want dit het gebeur. 'n afhanklikheid en 'n dankbaarheid vir God groei daaruit, want dit het gebeur. Die wederkoms gaan nie 'n nadraai hê van hulle wat kan toekyk, dit het nou gebeur nie, maar 'n ewigheid van ons is in die gebeurtenis van 'n heerlikheid. Maar terwyl die onsekerheid heers, het die wêreld 'n opinie. Elke groepering het 'n standpunt hoekom dit nie kan gebeur nie. En almal het hulle siening van waarmee moet ons eintlik maar besig wees. Die Here Jesus sê net een saak:
waak. Die tweede saak wat hier gedeel word, sien ons in vers 44. Daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Nou wat is gereedheid teenoor waaksaamheid? In die eerste boodskap wat ons na geluister het, was die saak van die wysheid van die meisies wat met fakkels gevul met olie reg moes wees vir die koms van die bruidegom. En in daardie boodskap kon ons sien wat gereedheid beteken as jou olie net vir 'n paar minute lank kan brand. Maar jy moet ver genoeg kan loop met die olie. Dit was prakties nodig om te verstaan, lig hou net so lank as dit die vlam is en die olie is die brandbare materiaal. So lank het ons nodig om gereed te wees. Die Here Jesus gee vir ons meer gelykenisse. Hy gee ook net na hierdie gedeelte wat ons gelees het, praat hy van die gelykenis van 2 diensknegte. En daarin lees ons in vers 45 tot 51 dat die getroue, weer eens getrou en dan verstandige dienskneg is aangestel om voedsel op 'n bepaalde tyd te gee. En dan sê die Here Jesus in 'n baie kort gelykenis. Gelukkig is die een wat reg voorberei sodat die oes op die regte tyd sal reg wees. Besig sal wees met die regte stukkie arbeid om daardie werk te vervul. Elke een wat al geboer het, weet as jy slaap en jy die tyd geleef gemis, is dit verby. Die natuur kan nie wag nie. Die natuur het nie tyd van vries en ophou nie. En ons kies, ja, maar jy het geslaap, jy kon nie betyds plant nie, miskien moet jy dit nou doen. Dit werk nie so nie. Daar's 'n tyd geleef en 'n gereed wees tyd, 'n paraat wees tyd, 'n aksie neem tyd, 'n deurleefde besig wees tyd, en as ek klaar is die tyd reg en die oes is reg. Hoe lank het dit my gevat? So lank as wat dit moes. Is elke seisoen dieselfde? Presies elke oomblik van elke seisoen? Daar is nie een seisoen wat presies dieselfde funksioneer nie. Daar is nie een taak waarmee u en ek onsself kan besig hou in hierdie tyd van gereedheid, wat dieselfde sal wees elke jaar nie. Daar is nie een. Die laaste gelykenis wat Jesus vertel, is die gelykenis van die talente. Dit gaan oor 'n bepaalde heer, 'n eienaar van 'n bepaalde besigheid, en hy gee bepaalde talente vir die wat vermoë het om dit te kan hanteer. Vir een man gee hy 5, vir die ander een gee hy 2, en vir 'n ander een gee hy 1. En wat hy met baie kan vertrou, gee hy baie. En wat hy met minder kan vertrou, en wat hy weet wat daarmee sal werk, gee hy dit wat hulle mee kan werk. Almal kry nie dieselfde nie. Almal kry nie dieselfde vermoë nie, en almal het nie dieselfde vermoë nie, maar almal het iets. En wysheid word weer eens van dwaasheid onderskei, verstandig word van onverstandigheid onderskei, wanneer dit wat jy kan doen, gedoen word. Dit wat jy nie kan doen nie, aanvaar word, dat jy dit waarskynlik nie sal kan doen nie. Maar dat die wysheid van die Heer, van die eienaar, van die hoof van hierdie besigheid, weet presies met wie hy werk. En dat daar binne daardie raamwerk van vermoëns opgetree moet word, terwyl hulle gereed maak. Gereed maak vir wat? Gereed maak vir sy terugkoms. En hier is die beeld van Christus en die verhaal wat Christus hier vertel, baie belangrik vir u en vir my. Jesus het ons nie verlaat sonder vir ons gawes te gee nie. Hy het hierdie kerk nie arm en armlastig gelaat nie. Hy het hierdie kerk altyd met vaardighede, met vermoëns gelaat. En dan het hy wysheid in 2 van daardie gebeure of uitkomste aangetoon, en hy het dwaasheid of onverstandigheid aangetoon. Eerste gelykenis praat van verstandig en onverstandig. Tweede gelykenis praat van verstandig en onverstandig. Hierdie derde een praat van verstandig en onverstandig. Jy het 5 gekry, baie mooi. Dankie dat jy nog 5 bygewerk het.
Dankie vir jou entrepreneurskap. Dankie vir jou voortvarendheid. Dankie vir jou inisiatiewe. Hier's nog 5. Wonderlik dat jy my besigheid so seën. Ek het 2 gekry en hier's nog 2 terug. Wonderlik. Jy het gearbei en gewerk en die gawes wat jy gekry het, die talente was silwer of goud. Jy het nog meer vir my gegee dan wat ek vir jou gegee het. En die bekende derde reaksie was, ek het geweet, hierdie man is 'n moeilike man. Hy gaan met my beklei as hy terugkom by die huis. En ek was bang ek verloor sy geld. So miskien moet ek die geld wegsteek en seker maak ek kry dit dat ek daarom net sy geld vir hom teruggee. Dis daarom sy geld, dis nie my geld. Dis sy probleem, nie myne nie. Dis sy saak, nie my saak nie. Ek is maar net iemand wat hier werk. Ek is maar net iemand wat aangestel is om 'n plekkie vol te staan. Dis eintlik sy besigheid. Ek deel nie in sy winste nie. Jy hoor die argument van ons huidige samelewing. Ja, ek slaan maar net die til. Dis nie my besigheid nie. Ek hoef glad nie vriendelik te wees met die kliënte wat instap nie. Ek moet met hulle geld vat en seker maak ek gee die regte klein geld, net te sê ek steel. Ek moet elke dag opdaag vir werk en ek is daarom betyds. Ek is nie in die moeilikheid nie, so ek is net betyds vir werk. En ek loop op die tyd. Ek vat my ete, my tee, my alles op die tyd. Want dis my tyd. Dit is maklik om in die sake sektor te werk en al die druk wat daar is. En sê, maar is daai ou se besigheid, dis niks met my te waai nie. Ek kry 'n salaris en omdat ek 'n salaris kry, is dit wat ek sal doen. Ek kry bydien te min. En daarom sal ek vat wat ek nodig het. Ek sal die skryfhoeftes gebruik soos ek wil. Ek sal vir my 'n pen vat as ek een nodig het. Want dis mos, ek kry so min geld, miskien moet ek dit vat. Van wie vat ek dit dan? Die gesindheid van hierdie, en die ingesteldheid van hierdie laaste man, is nie nuut nie. Is nie vreemd nie. Ons ken hierdie mens. Ons ken dalk meer as een van hulle. Wie weet, dalk is dit ek. Wat reken almal skuld my iets. Maar ek is te bang. Ek doen net genoeg dat ek dit wat ek gekry het dalk teruggee. En ek is al verlies want ek het nie eers genoeg gewerk om daardie een talent die moeite werd te maak nie. En dis die belewenis van die eienaar wanneer hy terugkom. Jy het gesteel. Jy het my tyd gesteel. Jy het my talent gesteel. Jy kon dit gaan sit het by die mense wat daardie goed vat en dit laat rente verdien. Dan het ek daarin iets gekry. Nou het ek verloor teenoor wat ek kon kry. Dis waar Matteus 5 vers 16 in plek kom. Wat is rentmeesterskap in die koninkryk van God? Wat is gereed wees in die koninkryk van God? En wat is die verkondigmatigende gereed wees wat die kerk vandag nog dra? Want die Here Jesus is weg. Hy het vir sy disippels gekyk, hulle het vir hom gekyk, hy is opgeneem, en hulle het hom nie meer gesien nie. En hulle staan stip na die hemel en kyk, hy moet terugkom. Hy kom terug. Net soos hy vir julle gesê het. Hy sou opstaan. So gaan hy van julle weg. En hy kom net so terug soos hy gesê het. En dan word ons verwag om gereed te wees vir sy koms. Wat doen ons as ons gereed is? Ons hou onsself besig met die aktiwiteit soos die Here Jesus verduidelik in 3 gelykenisse. Ons hou onsself besig met die aktiwiteit. Watter aktiwiteit? Aktiwiteit wat pas by die koninkryk. Hoe weet iemand ek is in die koninkryk? Matteus 5 vers 16, ek sal iets doen vir mense sodat God verheerlik kan word. Volgende het ek opgestaan, my motor geklim en erediens toe gekom. En hier rondom 9 uur, sommige plekke vroeër,
het mense gesien, daar is karre by kerkgeboue. Wat sou hulle daar doen? Die getuienis van Jesus kom weer, is die getuienis van sy kudde maak gereed vir sy koms. Hoe maak hulle gereed? Hulle word toegerus, hulle word bemoedig, want hulle word getrap. Hulle word vervolg. Hulle word eenkant toe geskuif, hulle standpunte is nie meer in die sentrum van elke saak in die wêreld nie. Christendom word maklik beskuldig vir moeilikheidmakers. Sleg om 'n Christen te wees in 'n wêreld wat glo jy is die moeilikheid. Dit is sleg om 'n Christen te wees as almal sê, hulle is so sleg. En jouself verguns en klim 'n bietjie uit, 'n vliegtuig uit in 'n land wat deur moslems regeer word. En Islam is die enigste godsdiens wat jy op die strate sien. En vra 'n bietjie die vraag af, sal dit heerlik wees om te sê, Jesus is die Here in daardie omstandigheid? Nee, dis dalk jou laaste dag. Want die Christene is daar, maar hulle is ondergronds. Hulle is in die geheim, hulle bid oop oë, hulle kan nie toe oop bid in 'n geboue posisie nie. Want net nou sien 'n moslim hulle raak en verklaar hulle en veroorsaak hulle dood. Dit is moeilik. Maar ons werk en ons bou nog kerke, hulle word opgeblaas. Kyk maar in Egipte, hoeveel kerke is opgeblaas van die Christendom? Afgebrand. Vernietig. Want dit is hoe dit is. Dit is maklik om gemaklik te wees. Dit is moeilik om in 'n ongemaklike omstandigheid te werk. Dominee, dit gaan sleg met die kerk se finansies. Hoe kan ons nog aangaan? Hoe kan ons nog aangaan? In ons eie ring, in ons eie streek, ons net 2 voltydse leraars. 9 gemeentes. Hoe sal ons aangaan, dominee? Ons sukkel om diens te hou. Ons sukkel om die uitgawes te dek van elke erediens, maar ons hou maar 'n leesdiens. Waar is predikante? Wanneer sal ons predikante kan kry? Hoe sal ons ooit weer kan beroep, sê sommige gemeentes? Hoe sal ons ooit weer kan beroep? Ons het daarom 'n predikant, sê sommige. Soek ons een. Moet hy nie maar daar gaan nie. Want daar is daarom baie meer nood. Want die leraars met beroepingsprosesse werk, word baie keer 2 vrae opgeweeg en is so 'n moeilike proses. Moet ek hier werk of moet ek daar gaan werk? Geliefdes, die nood is nou so geweldig. Ek weet nie kan 'n leraar die vraag meer antwoord nie. Die nood is so groot. Ons kan ry en daar sal nie 'n uitputting wees aan die behoeftes van die kerk van Christus Jesus in ons streek nie. In ons provinsie. Daar's baie werk. Daar's baie nood. En daar's baie soeke. Want daar's baie nodig. Hoe wag die kerk gereed? Wag hulle vir predikante? Nee. Want ek kan gemeente vir gemeente skakel en vra, wat maak julle as die predikante nie kom nie? Ons hou 'n diens. Wie hou die diens? Hierdie een gaan vir ons voor. Waarmee? Met 'n leesdiens. Maar mense wil nie kom nie. Nee, hulle wil 'n predikant hê. Is hulle gereed vir die koms van die Here Jesus? Of is hulle gereed vir die teenwoordigheid van 'n predikant? Waarvoor is ons gereed? Nee, ons wil net keer dat die gemeentes toemaak. Daarom hou ons dit nog oop. En ons hou nog aan en ons nooi die mense. Kom luister na die woord van die Here. Proe die nood. En vra die vraag, waar is ons ingesteldheid? Die kerk van die Here Jesus se ingesteldheid.
is op die Here Jesus. En ons het hom nodig. As ons waak soos 'n dief, waarvoor ons wag in die nag, sal ons besluit, ons gaan aflosse daarstel, en ons gaan 'n skedule opstel om waak te hou, dat die dief nie kan kom inbreek nie. En ons het dit gedoen. Ons het moeg geword. Ons het ons skedules 'n bietjie afgeskaal, hy kom nie meer nie. Ons weet eintlik nie wanneer kom die Here Jesus nie. So ons het nou maar begin afskaal in ons beurtstelsel. Party het moeg geword, en party is nie meer lus om te wag te staan nie. Hulle sê hulle gaan nie meer in diens wees nie. Hulle rus bietjie. Hulle het nou lank genoeg in diens gewees. Waar lê die verstandigheid? Waar lê die verstandigheid? Kan ek nog diens lewer? Ja. Hoe? Waar? Totdat hy kom. Totdat hy kom. Dame, waar is u diensplek nou? Jong mens, waar is u diensplek nou? Ouer mens, oud wees is nie die siekte nie. Beweeglikheid is wel 'n probleem. Geheue is wel 'n probleem. Stadig wees, moeilik hoor is wel 'n probleem. Maar waar is die gebede vir die saak, vir die wat nog kan loop, nog kan hardloop, nog kan doen wat hulle moet doen? Waar is die wysheid wanneer U deel met ons, wat nog moet leer in die waaksaamheid? Ons kan net wag as ons gereed is. Ons kan net ontvang as ons weet ons het nodig. Ons kan net groei as ons weet waarheen gaan ons. En wanneer ons dien in die koninkryk van Christus, en ons dien in die amp, buite die amp, ons dien as gemeentelid, dan dien ons want ons wag vir die koning. Gereed. Ons weet waar om die olie te kry. Ons weet ons moet genoeg hê. Ons weet wat dit beteken om die oes op die regte tyd gereed te hê. En ons weet dat hy sal kom. Geliefdes, ons weet die storm is op pad. Maar dis nie maar een van hierdie wat die naampies kry nie. Dis die laaste koms van ons Here Jesus. Ons is gereed. Omdat ons weet dit gebeur. Ons weet dit moet gebeur. En ons is so angstig op sy koms, want dit kan nou gebeur. Dis jammer dit nog nie gebeur het. Ons is so opgewonde oor die Here Jesus se koms. Mag ons met niks anders besig wees as om gereed te wees in ons werksaamheid tot eer van sy naam. Dis waarvoor hy ons krag gee. Dis waartoe hy ons in staat stel. Hy verwag niks bo ons vermoë nie. Hy gaan vir jou 2 gee as jy 2 moet kry. Hy gaan vir jou 5 gee as jy meer kan doen. En sommige is eintlik werd om 20 talente te dra en dit uit te dra. Weet ons dit? Of wag ons dat iemand 'n talent gaan wegsteek? Waarmee is die Here met ons besig? Elke dag, hoe langer hoe meer word ons bemoedig. Hy het nooit van ons vergeet nie. Die kerk is sy bruid. Hy maak sy bruid gereed vir die bruidegom. Sien ons sy werk? Laat ons blymoedig volhard in moeisame arbeid, tot eer van sy naam, tot verheerliking van Christus, en tot dankbaarheid vir die gemeenskap, wat sien hoekom ons dit doen. Want dis ons motivering. Om hom te verheerlik is ons motivering. Dit gaan nie oor mense nie. Hulle moet dit sien, maar hulle moet God verheerlik, omdat dit gebeur het, sonder dat hulle dit gereël het. Prys die Here. Amen. Ons hemelse Vader, ons kan nie anders nie as om in hierdie wonderlike tye van ontnugtering, tye van bewuswording van raamwerke wat net in mekaar tuimel, want ons kon dit nie regop hou nie. In Suid-Afrika word ons diep bewus van die onderrig, dat U met ons besig bly, maar steeds binne U genade. Ons kan nie anders nie as om te sê, Here,
Wanneer U sorg, is ons versorg. En wanneer U goedheid met ons is dit vas, dit is waar, dit is seker. En daarvoor kan ons U prys en loof en dank elke dag. Seën ons ingesteldheid, Here, en laat dit geheilig word deur die Gees, dat ons elke dag hoe langer hoe meer die aandag sal wegneem van my en die aandag sal draai na U. Aan U kom toe die eer, die lof, die dank en die aanbidding in Christus Jesus naam. Amen.